was Marco Polo en sy ontdekking was tops. Toe arriveer de Gama en hy was die beste. Nee? Wel, vandag het Neil Armstrong al op die maan geloop. Curiosity ry rond op Mars. Osiris Rex het op die asteroïde Bennu geland. Nou vra ek, wat as mense al na de Gama besluit het? Ons kan nie beter nie. Dan sou SpaceX en NASA nie eers bestaan het nie. Ek rol as ek daarin dink, mense. Vandag sê ek, goed genoeg is 'n volhaarstroot. Vir verloorders. Ek skop dit af met 'n feit. Vandag sê jongens vlug, goed genoeg is piekfyn. En dit maak net ons middelmatig. En jy moes jy jou alles gee. Jy word in 'n put vol honger leeu's gegooi. En dis pret genoeg. Jy het teen moorddadige gladiators geveg. En dis kompetisie genoeg. Jy het mekaar rondgejaag met spiese. En dis sport genoeg. Dit was doen of dood, reg of weg. Maar deesdae hoef ek net te beklei vir die topposisie in die voedselketen. Solank as wat ek 'n gemiddelde rapport het met gemiddelde punte, is ek okay, jy's okay en die res is net whatever. Gaan wonder die kindersielkundige. In elk geval, skryf op die webwerf lig.co.za. Kinders wat nie leer om 'n ekstra myl te loop in lewe nie, sal ook nie 'n wen behaal in hulle werk. Verder glo ek, dis 'n groot fout om te dink, ons tegnologie is goed genoeg. Op die poskantoor webwerf sake.co.za lees ek, die eerste pospunt in 1501 was die toppunt van kommunikasie na die ontstaan van die eerste poskantoor in 1792 het hulle gedink. Dis ons allerbeste. Toe kom die telefoon. Toe dink hulle, hoor my goeiste! Maar nou laat selfone en Skype dit alles so oudtyds laat lyk. Ja mense, eers was die ystydperk, toe die steentydperk en nou leef ons weer in die donker eeu. Oupa sê, dit wat gebeur as die hoi polloi dink, ontwikkeling is vir die voëls en tegnologie hou vir ewig. Laastens sê ek, as ons wil groei, beter ons streef na meer. Die wetenskaplike Richard Dawkins skryf in sy boek Science in the Soul, mens mag nie 'n spul gemiddelde gawies verander nie, want wat as 'n vuur en 'n vleisie goed genoeg was vir die grondman. Hy voorspel, as ons sokkies optrek, sal teleporteermasjiene die familiekaart vervang. Yes! Robotte sal al die huiswerk doen. En die uitvinders van snoesknoppies vir kinders sal stinkryk wees. Alle my ma. Ja, die mense ontwikkel nog. Maar sodra ons dink, ons is die kat se stoel. Dis wanneer ons ophou groei. Ja, dames en here, as julle dink enige iets op hierdie aarde is goed genoeg, glo julle in volhaarsstories. Ons het klaar die atoom verdeel. Ons het die ruimtevaart uitgevind. Ons het maan, Mars en Bennu se stof in ons hande gehou. So is dit genoeg, so nimmer as te nooit nie. Want om iets te kry wat jy nog nooit gehad het nie, moet jy iets doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Ek kan nie wag nie. Voorwaarts mars, mense. Voorwaarts mars. En dis balle, cricketballe, rugbyballe, as jy wil. Robbie Wessels, so dit is een van my gunstelinge, want ek slaan 'n tennisbal, vang 'n cricketbal
skop 'n rugbybal met gemak. Ek is eintlik 'n veelsidige sportman soos julle kan aflei. Al staan ek nou hier op Maandag in die Afrikaanse klas en maak asof ek 'n akademiese man is. Geagte voorsitter, dames en here, ek gaan julle vandag vertel dat verskillende sportgroepe 'n grondslag van geduld, deursettingsvermoë en spanwerk in ons lewens vaslê. Die eerste bal wat ons vandag gaan val, is die cricketbal. Ek hou baie van cricket en speel dit vandat ek 5 jaar oud is. Die grondslag wat cricket vir my gelê is geduld. My ma het nie eers genoeg geduld vir my hele cricketwedstryd langs die veld te sit. So dink net hoe baie geduld moet ek hê om my beurt af te wag en te kom. Om nie eers te praat van al die ure wat ek in die son moet staan en die veld werk doen. Faf du Plessis, professionele cricketspeler en voormalige kaptein van die Proteas se biografie. Vroegvader lê al vir so 'n paar weke op my pa se bedkas. In hierdie fantastiese boek deur Marco Botha, gepubliseer in 2022, sê pa, sonder geduld sou ek nooit op die hoogste vlak kon cricket speel. Selfs die professionele cricketspelers erken dat die cricketsportgroep hulle ontelbare geduld geleer het, wat hulle tot vandag toe in hulle lewe toepas. Die tweede bal wat ons vandag gaan raakstel, is die tennisbal. Die tennisbal mag dalk baie warm en uitputtend raak, maar dit bly een van my gunsteling sportsoorte. Dit het verseker deursettingsvermoë in my grondslag vasgelê. Tenniswedstryde kan vreeslik lank raak en jy kan soms 5 punte agter wees. Maar dan moet jy net op jou tande byt en terugveg om die stel te wen. Al die oeh en gaan jou dan niks help. Dis net moeilik met baie deursettingsvermoë. Op die webtuiste www.sports.com in die artikel The 6 Best Career Lessons You Can Learn from Tennis skryf Francis Bridges 2021 dat dit moontlik is om 'n sterk teenstander te hê, solank jy net nie moeilik wees raak. Elke tennisoefening en wedstryd is boubokkies met goeie deursettingsvermoë. Laastens, skop ons vandag die rugbybal oor die pale vir 'n 3-punt skepskop. Die rugbysportgroep is gewoonlik geen waar my ouma oor styf toe knyp en skree. O nee, laat my liefste Siljoetjie tog nie seer kry nie. Maar dit is ook die sportgroep waarop ek al die meeste van spanwerk geleer het. Om 'n 3 te gooi of om die bal oor die paal te skiet is fisies onmoontlik sonder jou spanmaats. My oupa het die ou toegang gehad deur Boris Staley, wat in 2023 gepubliseer is as 'n Kersgeskenk gekry. Die boek vertel Siakis, die uitmuntende kaptein van die Springbokke, se storie. My oupa lees vir my dat Sia sê, spanwerk is die hoofrede vir die Springbokke se sukses. En wie sal nou nie saam met ons stem na die asemrowende 2023 wêreldbeker oorwinning het? Spanwerk het gelei tot al 3 agtereenvolgende 1-punt oorwinnings. Nou ja, ek is 'n bietjie moeg van hulle geval, geslaan en geskop, maar ek glo ek het julle oortuig dat 'n kind se sportgroep, dat 'n kind se grondslag wat hy op 'n sportgrond vaslê, van kardinale belang is. Ek het vandag bewys dat cricket jou geduld leer, tennis
spanwerk bevorder. Al 3 uitstekende karaktereienskappe van enige suksesvolle grondslag vir enige kind, net soos ek. Daarom sing ek enige dag passief saam met rugbyleerders. Tennisballe, cricketballe, rugbyballe, as jy wil. Mense wen rekords en wen pryse vir die grootste pizza tot die kleinste kamera. Daar word in die wêreldrekordboek geskryf hoe lank die langste man was en hoe klein die kleinste hond was. Geagte voorsitter, juffrou en ons. Ek gaan vandag julle oortuig dat groot saak maak sonder dat ons met mekaar kan twyfel. Ek gaan oor 3 goed gesels. Die grootte van jou skoene is lewensbelangrijk. Die grootte van jou lyf wat jy nog werk bepaal. En laastens, die grootte van jou tegnologie wat groot verskil. Die grootte van jou skoene is lewensbelangrijk. Niemand, soos my oupa sê, hou kamma van 'n kind wat groot is vir sy skoene. Daar is 'n ou Japaneese tradisie waar die vrouens hulle tone breek en buig in verskriklike posisies sit om in klein skoentjies te pas. Ek kry sommer pyn in 'n paar plekke as ek bewys daai skoentjies moet doen. Volgens 'n artikel in Britannica skryf Tiffany Mary Smith, 17 Januarie 2024, sê sy, die voetbrindhoudingsproses kan verlei na verlamming, kanker, ulcerasie en selfs die dood. Gelukkig vir vrouens is hierdie proses in 1902 as onwettig verklaar en mag jy net skoen dra met 'n groot speling. Dus, die grootte van jou skoene is lewensbelangrijk. Die grootte van jou skouers maak saak. Beslis as jy vir die Springbok of rugby speel. Volgens professor Baai Klammer, wat werk by die Universiteit van Kaapstad, oefening wetenskap en sportmedisyn, bevind hy dat die gemiddelde gewig vir onder 18 rugby speler moet tussen 90 tot 110 kilogram weeg. Dit is so. Volgens NASA kan die ruimtevaarders nie maan toe gaan as hulle nie langer as 1,6 tot 1,8 meter is. Maar ruimtevaarders so kies sommer loop, plat, telle word nie, want hulle kan nie nou tot dit is as 1,8. As ek so luister aan hierdie stories, so ek hier 'n Springbok rugby speler. Daar het julle dit nou. Nie net kamma nie, grootte maak saak. Is daai ding in jou broeksak 'n selfoon, of steel jy net 'n bietjie bakstene vir jou pa? Niemand wil tog lyk of hulle met hulle ouma se koeplek wil. Ons almal wil 'n bietjie groei. As dit by selfoontegnologie kom, is kleiner weer. Maar het moet wel die geheue van 'n olifant besit, die verwerkingsspoed van dosyn hond het. Kan nie wag vir die nuwe iSmurf ou oud vol selfoon in my hand. Ek het baie raak sê die antwoord, 'n groot spesialis. Sy het dit vir my baie duidelik gemaak hoe belangrik die grootte van haar gehoorapparaat is. My ouma hou glad nie daarvan. As die gehoorapparaat teen haar kop kom en dan lyk dit of sy kamma maan toe wil gaan. So daar het julle dit. Die grootte van jou tegnologie maak saak. En is nie net 'n kamma storie nie. Die groot werkboelie by die skool dra wel die kleinste skoene en
kleinste onderbroek. Die grootte van jou lyf, jou selfoon, jou skooltas, alles maak saak. Maar die belangrikste van alles is dynamiek kom in pakke en die sterkste gif kom in die kleinste botteltjies. Grootte maak saak en is nie net 'n kamma storie. Ek sien die grootste. Voel die klippe. Hoor die water vas te doen. Ryk die bos. En proe die pikkie. Hierdie is 'n alweer. Geagte voorsitter, dames en here. Ek kan my nog alles onthou. Ek Desember afval. Toe ons in die water by my gespot, daar was alles was gesoek. Ek het alles gedank aan die voetjes wat maak. Vandaag gaan ek my standpunt oorkijk, wat foto's fantastisch is. Want eerstens is hulle soos 'n tydmasjien na 'n boek. Tweedens, vertel hulle stories. En derdens, albei word mense nie kan. Eerstens is hulle soos 'n tydmasjien na 'n boek. My ma het soveel foto's van my en my kinders gestaan in my kamer. Vir jare stap foto's van koek aan doen, as ek nog foto's kry. En gesinsfoto's, dit is een by my is. Wat my vrolik daarop is, sonder om terug te hou. Maar is op albei Gaza, die fotograaf op die webwerf van www.dryfbox van die graaf, en daar die nog prompt op die brieven, skryf oor die kracht van foto's.
Ja, tweedens, vertaalde stories. En derdens, help hulle word mense nie sy kos. Ek skryf my foto in sy plek nie. Skryf my ietsie, dink terug aan die lekker dag. Môre is ons veel spesiale dag. 'n Kamera en 'n dier wat dag. Voorsitter, my hart begin altyd van 'n gebloed as 'n kriekethou, soos 'n geoefende renveg oor die grens self. Die oomblik wat die rugbybal tussen die pale deurtrek, of die klapgeluid wat 'n hokkiebal maak, is die mooiste onomatopee wat my Afrikaans juffrou sal uitgenoem. Tog is daar deesdae mense wat glo dat skoolsport te kompeterend gaan. Nee, wat ons leer. Ek is oortuig daarvan, kompeterende sport, juist kinders se voete stewig op moeder aarde hou. Dit verbeter eerstens my emosionele intelligensie en stel my in staat om te leer hoe om te leerstand te word. Dit help my ook om selfdissipline aan te bring en te volhou. En laastens verbeter kompeterende sport my mensvrou. My pa sê die lewe is soos 'n publieke toiletsit. Op en af, op en af. Ek dink my pa sê in die vol. Ons leef in 'n kompeterende wêreld, vol beplan van verwagtinge. Ons kan nie die malle meelerit oorleef sonder emosionele intelligensie en aanpasbare word. Dit kan deur kompeterende sport reeds op 'n jong ouderdom aangeleer word. Almal kan ons nie soos in die kleuterskool troostmedaljes kry nie. Die regte lewe werk nie. 'n Wen is 'n wen. Op die Netwerk 24 webtuiste www.netwerk24.com in die 4 Augustus 2022 artikel Moenie skoolsportse waarde vir kinders se ontwikkeling onderskat. Verduidelik professor Michael Lecordier, verbonde aan die Stellenbosch Universiteit se opvoedkundige fakulteit, dat kompeterende sport kinders se leerstellingsleer en hoe om dit te verwerk. Volgens hierdie slim professor is dit 'n belangrike lewensles wat handig te pas kom in die lewe en ook in die werk. Tweedens kan ons deur deelname aan kompeterende sport belangrike vaardighede, soos byvoorbeeld selfdissipline en volharding aanleer. In Suid-Afrika is kompeterende sport nogal verander, veral in rugby. As jy rugbyspan verloor, is dit soos om 'n familielid in die tronk. Dit is nog steeds lief vir hom, maar hy wil liewer nie oor hom praat nie. Wel, wen of verloor, dit versterk ons kans om aan te pas in 'n wêreld wat konstant besig is om te verander. Ek lees aan my oupa se kosbare rugby versameling agter die doellyn, saamgestel deur Christelik uitgeef, dat harde werk en selfdissipline nodig is vir 'n kompeterende rugby. Dit is die woorde van een van ons land se rugby-legendes, Naas Bootkamp. Skop, Cornelio Skop. Met elke skop het hy meer selfdissipline in sy rugby-loopbaan geleer. Soveel mense glo dat sport slegs vir die genot gedoen word. Ek stem nie saam nie. Die kompetisie-element is net so belangrik. En leer ons om doelwitte te stel, sodat ons doelwitte in die grond geanker het. Oud-president Nelson Mandela het geglo dat kompeterende sport die potensiaal het om die wêreld te verander. Ek stem saam. Nie net verbeter kompeterende sport na menseverhoudings nie, maar leer om van myself te hou. Ek lees in die Kuier tydskrif van 17 Februarie 2022. Prestasie maak. Trek jy jou kind te veel? Die joernalis François Halbman, dat skoolsport kinders sportmanskap. Kinders leer om saam te werk om dieselfde doelwit te bereik. Professor Johnny Hay, direkteur van die skool se psigososiale onderwys, verbonde aan die Noordwes Universiteit, verduidelik in hierdie artikel dat kompeterende sport kinders se verhoudings help word. Dit net weg te bly van 'n belangrike oefening op 'n wedstryd, of nie jy jou kan bring nie, laat jy 'n hele paar mense investeer. Kompeterende sport help ons om met verskillende persoonlikheidstipes oor die weg. Voorsitter, ek glo dat jy met my saamstem. Dat kompeterende sport ons vir die lewe voorberei. Die lewe is nie altyd regverdig en daar gaan baie blinde skeieregters wees. Spansport is die
kwessie van wen of verloor in perspektief en hou my voete stewig in die grond geanker. Deur my emosionele intelligensie te verhoog, dit help my ook om selfdissipline aan te bid en te volhard. En laastens verbeter om betekenis my mens bring. Toef, toef, soes, soes, klop, klop. Voorsitter, dit is Oom Matofee op sy beste. Hierdie wengeleider laat my hart vinniger klop, terwyl my voete stewig in die grond geanker. Voorsitter, daar is gevleeldes wat beweer dat afvoers van eendersvere ja, almoed is nie. Tensy jy gaan probeer inpas, maar dan, dames en here, probleems met geleende vere. Vandag het ek u oortuig om nie kamma 'n ander voël te probeer wees nie. Jy nou kraai, kiwi, koekoe of koekoekios. Sing soos jy gedag is. Ek wil graag myself laat deur weg te val met my eerste argument. 'n Voël, my liewe, gevleelde vriende, moet veilig gemaak of sy kamma iets. Dit op ander mense tevrede stel. Ek het 'n mooi na tennis gespeeld. Net omdat my ma op skool die tennisbeker amper gespeeld. My maatjie hoorballe, sy horizon, sy haat sweet. Sy wil eintlik net klavier speel. Maar nou met sy ma of sy kamma daarvan af, omdat haar ma so graag wil hê haar dogter met reg kry wat sy nie doen. En wen dan vir jou kindskewers, Koen Boeker, sy sportsoeker, Jannie Bitter, dat ouers baie keer wil eie drome deur haar kinders probeer leer. Maar wat jy nooit kan sien soos gebeur is, as sy die hele tyd wil of sy kamma van iets hou, net sodat ander voels hulle snavels bedui nie. Sy moet haar eie drome om klavier te speel en najaag. En in die woorde van die Franse filosoof Paul Valéry, die enigste manier om jou drome te laat waar word, is om pas. Tweedens, moet jy nooit kamma gelukkig probeer wees, want jy eintlik hartseer, kwaad of teleurgesteld wil nie. Wys jou ware klere, of in die geval, wys jou ware vere. As iets ons vra, moet ons so snaaks trek en sing, soos kan hy. Op Afrikaans.com, 17 Augustus 2021, in die artikel, Wenkel om 'n goeie selfbeeld te kry, sy Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroegkinderontwikkelingsspesialis van die Afrikaanse onderwysnetwerk, dat dit nodig is om mobile te kommunikeer as iets jou vra. Dit help nie, jy trek 'n sterk weer in 'n kraal en kry weg nie. Hy sê jy voel. Laastens, moet jy voel verstaan hoe hy op sy weg is. Anders gaan jy altyd net sê, soos jy kan weg is. Wat is jou unieke vermoëns en talente? Dames en here, stel jouself voor, jy koop die duurste kaartjies om die ballet uitvoering Swane weer te gaan kyk. En die vertop oorvra, RG Snyman. Nee, dames en here, sy voete is gemaak nie sal hy speels. En sy boek, Creating Your Personal Life Plan, Goodreads uitgewers, vra die voerende direkteur van International Leadership, Michael Hay, het die goeie vraag. Weet jy waarom jy besonder goed is? Volgens hom is dit 'n vraag wat enige woord dadelik kan antwoord. Anders gaan jy altyd net soos jy kan gewek is. Ek vat staan. Moenie toelaat dat jy plat geknip word. Eet hom anders terug. Nou kan maar jou is nie. Wys jy voel, want jy kan maar gelukkig wees nie. En gebruik jou die talent om so hoog te vlieg, soos net jy kan. Dan sê jy nooit kan maar ander wil probeer wees nie. My liewe gevleelde vriende, vergeet van geleende vere. Of jy nou kraai, kiwi, koekoe of koekoekeel is. Sing soos jy gedag is. Voorsitter, ons Suid-Afrikaners verstaan. Ons
bodemkoppies gemaak, klein af te speel, en gerol in die grond. Maar, dit beteken nie dat ons allemaal dieselfde kan bestaan. Ek speel met grond in my Xbox, en ek boer met dit op Minecraft. Sien, dis anders. Dames en heren, vandag skerp. Klein, koolvoet Afrikaanse taal, tradisionele grond, smoor ons ons. Eerstens het die manier van dit veroorsaak dat ons wagtels moet skuif. Dinge moet nou gebeur. As jy 10 is jy 'n skoolvraag. Dis in ons almal se aarde. En dis gebeur. Die artikel, James Fitz and Seckhouse, How the Pandemic Has Shifted Daily Life, in die Washington Post gepubliseer, 18 Februarie 2021. Die artikel som dit so mooi op. Hier lees ek van die studie Pleiser en Paar, 'n navorsingsfirma wat vind dat daar byna 'n 40% styging in kitskos deurryverkeer is van 20 tot 12. Dis ons van 'n lekker kragte. Ek stem saam. Daar is amper niks so lekkers gesê. Maas ons nie. Of so sê die ou. Het jy geweet, jy kan enige kos in 'n boksie sit, vries en verkoop. Alles lê net en wag in winkels of vrieskaste. Ek is lief vir tradisionele maaskos. Maar die 2 minute noedel het 'n wenresep en is reg in minder as 100 van Woolies Dash tot Brits. Of jy dit nou wil glo of nie, dis hier om te bly. So ek sê, kry jou wortels gereed en plant nou in die bucketskap. Verder verbreed die wêreld se kennis daagliks en ons wortels krimp en afval. Ou grond leer ons te soek en te skryf. Omdat dit verkeerd is as iemand anders jou werk vir jou doen. Ek stem saam. Maar daar is 'n lyn in die sand. Ons moenie onsself boetsien nie. Daar's mos nou 'n nuwe opsie. ChatGPT. Dit is ook nie. Kunsmatige intelligensie gaan nêrens heen. Dis iets wat ons wortels nie aangekom is. Maar kom ons raak. Ek praat uit ervaring. Om ChatGPT te gebruik, beteken jy dan op. Dit leer jou juis om verder te dink. Dr. Touba Klein, 'n kindersielkundige geskryf aan How Scientists Thrive, dat die geheim om kunsmatige intelligensie op die kind se kant is om hulle daarom bloot te stel. Jy plant nie 'n bamboesboom in 'n plomp. Waarom kies ons om ons wortels in die grond te hou? Sluk jou trots, begin skuif en laat jou wortels verdak. Verder verbeter. Laastens moet ons seker genoeg met wortel en dak uit. Ek praat van 'n spesifieke skoolvlak. As daar een plek in die dag is wat ek verby wens, is dit lewens vir die Here. Kyk, dames en here, soms moet 'n mens 'n harde bal swing. Maar in die geval is die enigste antwoord: ruk dit uit. Ons wortels is vasgevang in 'n vak wat al 10 jaar gelede gehad het. Ek sê dis tyd om almal te vervang. Dr. J.I. Lewis, opvoedkundige professor van NP, skryf op die universiteit se blog van November 2023 dat lewensoriëntering as 'n vak moet verander, omdat dit nie kindervriendelike inligting bevat nie. Ek sal wat gee om 'n bietjie kriket in die gejaagde skooldag te speel. Ek kan 6 oefen en my hand het hoog koördinasie opskryf. Nes altyd self. Maar in die begin. Ons kan nie wag. Hoop en net bly sukkel met help. Ek glo ons moet skryf. Ons wortels uitdruk en skuif. Dames en here, ons mag dan fout op te dink. Grond is grond. Maar gister se grond is vir my wortels ongesond. Daarom sê ek, sonder twyfel, plant jou wortels in. Ek moes vanoggend 05:30 checkers toe jaag om 'n kam onderkant van die rak af te gryp. My kinders moes
Jul weet maar of hulle weet wat Prime en Mr. B sjokolade is. Jy moet weet seker waar vra. Ja, natuurlijk, sê ouma. Ek is in my Prime. Oupa is Mr. B's. Voorzitter, dames en here, ek moes voorgee om te weet van die jong mense in SARS. My ma moes voorgee dat R50 vir 'n bottel voldrank billik is. En my ouma leef al lank genoeg dat sulke haar nie eers steur nie. Nietemin, voorgee is ons voorland. Ons lewe in 'n drama-wêreld. En net omdat ons dit verbeel, beteken dit nie dat dit nie waar is nie. Ons kan nie langer voorgee dat ons van seks gelukkig is met hierdie kama perfekte wêreld. Die verbeelde boek doen werkloosstelle. Vandag sê ek dat die kama perfekte lewens van ander ons plaas voor jy uitputtend is en op buite die regte note uit jou sak rol. Eerstens, mense sien die kama hoogtepunt van ander se lewens en voel dat hulle hieraan moet voldoen. Taylor Swift het die nuwe van lys die land van kama lewens. Elon Musk gaan Mars toe. Rossi het kans in die weilands. Kliniese sielkundige Melissa Guarnachi skryf op Better Health Report in die artikel Why pretending to be happy isn't making you better van 14 November 2003. Dat deur nie eg aan jouself te wees tot depressie bly. Merriam-Webster woord se woord van Green is nie uit. As ons sien groot alhoewel, gee ons oorgewerk. Arne San probeer baie by Clara, wat volgens Facebook kamakaste en nuwe skaars oranje van die klant kry. Die tweede feitjie is dis moeite om te gee. Die land van kamalies maak jou brein moe. As ek kans was in die Seychelles, maak asof Riekes Duplessis want sy is my neef is. En hoop te vertel dat my ma speel om heel dag op ons Xbox te speel, moet my brein ook tyd werk om al die by haar te hou. Sien ek koop op my vakansie waar plaas is. Wat is my ma nie gaan my dag? Van 30 minute se skerpte. Ek kon ook net so lank maak of ek van trok sou. Voor die lelike daarvan my verswak. Nee wat? Ontspan. Skop jou skreeu lelike skoene uit en hou by die waarheid. Ek hier stem saam in 'n artikel van 21 April 2020 op scienceUCschools.com. Die titel sê alles. Liek sal nie meestal doen, maar sal wel van jou brein kan steel. Dit bring my by my laaste argument. Opbuiten na die motorrol uit jou sakheid. Senior navorsing van Jennifer Research, Elisha Seedou-Koos, verklaar op jenniferresearch.com in 'n verslag online poll wat op 26 Junie 2023 gepubliseer is. Dat 22% van alle online besteding verlore gaan weens bedoeling. Karen Zoid van Marien van Blaaskamp se webwerwe is onlangs in 'n Facebook-blogval gebruik om van gewigspille tot ingelegde eiers te kry. Research gebruik graag foto's om op beersies te maak. Ek self sal nooit vir sulke ontvang nie. Ek het in elk geval nie geld kry, want volgens 'n WhatsApp kry, wag miljoene se erfgeld vir my bedoel en ek Dames en here, die probleem met die kammerwerk is dat dit 'n kettingreaksie van ontwikkeling en beweging stel. Geesgemaklike
al die vratte en klote weg. En sien daar, jy's donk en slap, met 'n klik van 'n vinger. En daar, jy's weer in die loop. Ons kinders weet nie meer wat om te glo nie. Ek weet waarheid en waarheid is. Die koel is deur die kerk. En ons mag nie meer die ware jabel vir 'n hand met 'n lang been sien nie. Vandag sit ek my voet neer. Fotofilters is 'n hoogskerm. Ons kinders sien dit fotofilters met. Op die pragtig, o so vals en regtig. Kom ons spring sommer dadelik weg met op die pragtig. Ek weet, met grysheid kom wysheid. Oupa en ouma het jare gelede van dof gegaan, bottel geskiet en 'n weggegaan. Ergste soortjie wat my ouma ooit gehad het, was die sy moes woordeslik en dit hy vir haar foto van haar. Dr. Dana Kurens is 'n kundige in Boston. Skryf in die Harvard Business Review van Augustus 1929 dat ons die merke op ons grootouers se gesigte en hande moet sien. Dis 'n lewe wat gebeur het en ouma se ervaring wat ons gebou. Elke los vel, laaitjie en kreeg bring warmte, wysheid en wonderlike herinneringe. Foto's van oupa en ouma, voltooi, net soos hulle is vir my die mooiste ding in die lewe. Al te pragtig, ongefiltreerd en glad nie vals. Want mooie foto's kan o so vals wees. Foto's skep 'n kunsmatige werkte en 'n kits om te weer filter af. En daar skiet jy heerlik in die Alpe saam met daai ding. En daar is die skivakansie is in elke kant. My ma het op haar laaste skivakansie 2 weke gekeer en geen was daar. Die filterde af, voetje en te gebrek aan weer. Maar het lyk om te gebrek aan wat sosiale media om weg te verbinding. Dit is daar. As jy onder voorgee, sal jy vriende op pad gee. 'n Artikel op Merida Media deur Petra Steyn, 'n kliniese sielkundige, geskryf in Oktober 2021, bevestig dat die verhoudings dat die konstante skep van volksomgewing jou direkte verhoudings tot